Ek loof hom want hy is wonderbaar, hy's groot en hy is almagtig. Shabbat Shalom. Dankie dat jy ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending saam met my, Rian Avery, en dit is 'n voorreg om die woord aan jou te kom oordra. Halleluja. Net dan waar jy is, kan ons hom net so 'n bietjie 'n lofoffer bring. Vader, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Halleluja. U is die groot ek is. U is die wonderbare, die sterke God, die ewige Vader, die vredevors. Vader, dankie vir U almag en U liefde wat U oor ons kom uitstort. U is die alef en die taf, die begin en die einde. En U is die groot ek is, die wonderbare, die heilige, die soewereine God, wat werd is om geaanbid te word. En ek dank U daarvoor in die naam van ons Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, halleluja. Man, dis lekker om sy naam te vereer, is lekker om hom te aanbid, en is lekker in sy teenwoordigheid. En ek hoop jy het 'n vreugde om vandag op die Shabbat in te beweeg in sy teenwoordigheid. Want jy sien, ek en jy het 'n oorlog wat ons ervaar. Ons het 'n oorlog. En ek praat nou nie van die oorlog daarin tussen Israel en Iran en die oorloë daar in Amerika en die konflik en al daai goede nie. Ek praat nie nou daaroor nie. Ek en jy het 'n oorlog. Want jy sien, daar is dinge wat op pad is en dis 'n uitgemaakte saak. Ons lewe in die laaste dae. Dis 'n uitgemaakte saak en as jy kyk na wat gebeur reg oor die wêreld, is daar profetiese dinge wat besig is om in vervulling te kom. En ek gaan op 'n later stadium sal ek so 'n bietjie in diepte gaan ek daaroor gesels. Maar dit help nie, die oorlog vind plaas reg oor die wêreld, maar ons as mens is nie hier gereed nie. Ons is nie hier reg nie. Ons is nie geestelik opgewasse vir wat gaan gebeur nie. Jy sien, daarom het ek en jy 'n oorlog teen die vlees. Jy het dit geweet, jy het 'n oorlog teen die vlees. En hierdie oorlog moet ek en jy veg en ek en jy moet oorwinning behaal, want ons kan niks doen in terme van die oorlog in Israel en Iran. Ons kan niks doen met betrekking tot dit nie. Ons kan dit nie verander nie. Ons maak nie saak wat ons doen nie, ons gaan niks daarvan kan verander nie. Ons kan niks verander in wat in Amerika aangaan nie. Ons kan niks verander wat in Europa aangaan nie. Ons kan niks daaromtrent verander nie. Maar weet jy, waar kan ons verander? Ons kan hier verander. En dis wat belangrik is. So ons kan niks doen in terme van die verandering van die laaste dae wat gaan plaasvind nie, maar ons kan alles doen in terme van die verandering wat ek en jy kan ervaar in ons binneste. Want hoe meer oorwinning ons hier behaal, hoe meer oorwinning gaan ons daar buite behaal. So, dis belangrik dat ek en jy sal besef, maar ons oorlog is teen die vlees. Ons oorlog is teen die vlees en ons doen baie kere, doen ons verkeerde dinge vanweë emosies en vanweë die vlees wat ons daarin lei. En dan wil ons die duiwel die skuld gee. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie altyd die duiwel nie, maar dis ek en jy. Dis nie altyd die duiwel nie, maar dis ek en jy. So die vlees, die eie ek, is die grootste opposisie in ons geloofswandel. Jy het geweet, die eie ek, die vlees, is die grootste opposisie wat ek en jy op 'n daaglikse basis ervaar. So wat ons moet besef is dat ons geveg is tussen die vlees en die gees. En dit is 'n absolute realiteit. Ons het hierdie fight tussen die gees en die vlees. Wat is die rede daarvoor? Wat is die rede daarvoor? Omdat ons 'n sondige natuur het. En as enigiemand vir jou sê, maar ons het nie 'n sondige natuur nie, dan is hy besig om vir jou leuns te vertel. Want ons is in hierdie wêreld ingebore met daai sondige natuur en daarom het ons 'n verlosser nodig, Yeshua, om ons te verlos van ons sonde en ons ongeregtigheid en daarom het ons nodig om dan 'n wandel te hê van geregtigheid om te toon dat ons dra die vrug van die bekering. So daar is 'n sondige natuur, maar wanneer ons tot bekering kom, dan kom die natuur van Yeshua kom in ons en dis dan natuurlik 'n goddelike natuur. So ons kan nie hierdie wêreld en die sonde en die ongeregtigheid oorwin in onsself nie. Ons het die gees van die lewende God nodig. Ons het die verlossing van Yeshua nodig. Dis die enigste manier hoe ons oor die oorlog en die konflik wat ons het in die vlees, hoe ons daaroor gaan oorwin. Kyk wat sê die woord in Romeine 7 vers 17 en hy praat hier van die sondige natuur. Hy sê maar
Nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Sonde wat in my woon. Met ander woorde, die sondige natuur wat in my is, maar ek en jy moet oorwinning behaal oor daardie sondige natuur. Mense sal dalk sê, ja, maar ek het nie sonde nie. Regtig? 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. In ander woorde, ek en jy maak foute. Daar's baie keer 'n verkeerde gedagte, daar's baie keer 'n vuil woord wat uit ons mond uitkom wat nie veronderstel is om daar te wees nie. En ek dank die lewende God dat hy uit my vrygemaak, uit my verlos, uit my skoon gewas en ek is heeltemal 'n ander mens as toe ek in die wêreld was. So ek is heeltemal 'n ander mens. Weet jy, ek kan nie 'n vuil woord sê nie. Ek kan nie, want is nie in my nie. Yeshua het dit uitgehaal. Ek kan nie meer vloek nie. Yeshua het dit uit my uitgehaal vanweë sy verlossing, vanweë sy vrymaking wat ek ervaar het. En daarom by die wêreld is dis vir my 'n afskuw. Die wêreld is vir my 'n afskuw. Ek raak geïrriteerd met die wêreld want dit kan Vader nie behaag nie. En dan sien ons nou natuurlik in die woord is daar 'n goddelike natuur wat in ons moet heers. En dis Romeine 6 vers 6. Hy sê hier, aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gefolter is, die dood van Yeshua, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. In ander woorde, as jy tot wedergeboorte gekom het en jy is gedoop in die dood van Yeshua, moet jy opstaan in 'n nuwe lewe. So, daai sonde kan nie meer in jou heers nie. Jy moet dan heerskappy toepas en jy moet oorwin oor die sondige natuur. Romeine 6 vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hoe sterf ons? Dis wedergeboorte. Ek moet sterf vir hierdie wêreld, ek moet sterf vir die sonde en ongeregtigheid, en ek staan op saam met Yeshua in 'n nuwe lewe saam met hom. Ek ervaar sy opstandingskrag. Daar is nou natuurlik die ou mens en die nuwe mens, en die woord sê by herhaling, dat ons moet die ou mens aflê, en ons moet onsself beklee met die nuwe mens. Die woord sê dit. Maar hier kom die vraag, hoe doen ek dit? Hoe beklee ek my met die nuwe mens? Jy sien, dit is 'n keuse wat ek en jy moet maak. Dit is 'n keuse wat ek elke dag moet maak. Ek kies of ek gaan kwaad word. Ek kies of ek my meer gaan verloor. Ek kies of ek die vrug van Heilige Gees tentoon gaan stel. Maar jy sien, hoe meer ek dit doen en hoe meer ek my gees voed, hoe makliker word dit en ek kry die oorhang oor die vlees en die sonde en die ongeregtigheid. Elke gelowige moet 'n begeerte en 'n strewe hê om te verander, te groei en om toe te laat dat Yeshua in ons groter word en die eie ek minder en minder. Die woord sê dit tog. Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Messia in julle 'n gestalte verkry het. Totdat wie? Messia Yeshua. So, hoe moet ons lyk? Wie moet ons reflekteer in ons lewe? Meester Yeshua. Ons moet hom reflekteer, want wie is inwonend in ons? Dis Yeshua wat inwonend in ons is, deur sy gees. Met ander woorde, ek en jy moet reflekteer wie hy is, want hy het tog gesê, maar ek is die lig van die wêreld, en ek maak julle ook die lig van hierdie wêreld. Julle is die sout van die aarde. En as ek die lig van die wêreld is en die sout van die aarde, dan moet ek mos 'n verskil maak. Mense moet die lig kan sien en hulle moet die sout kan proe. So hy moet sigbaar wees in jou fisiese lewe. Hy moet sigbaar wees. Ek herhaal dit. Hy moet sigbaar wees in jou lewe. Die doel is meer van hom en minder van myself. In ander woorde, meer van die meer van sy karakter, meer van sy wil, meer van Yeshua, meer van sy liefde en minder van die vlees, minder van my eie karakter, minder van my gebrokenheid, minder van my emosies en minder van my eie wil.
Inteendeel moet my lewe so ingerig word dat dit naderhand ondergeskik stel, my wil ondergeskik stel aan die wil van Jahwe. En dan gaan dit nie meer oor my nie, dit gaan nie meer oor die vlees nie, dit gaan nie meer oor my karakter en my gebrokenheid en my emosies nie, maar dit gaan oor Meester Yeshua en om hom groot te maak, om hom lief te hê met alles wat in my is. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word, maar ek moet minder. Wie moet weer meer word? Wie? Yeshua. Waar moet hy meer word? Hier in my. En ek moet minder word. As Yeshua in jou lewe nie meer word nie, dan gaan jou vlees begin oorneem en jou vlees gaan begin meer word. Wat gaan gebeur as jou vlees begin heers? Jy gaan vleeslike gedagtes hê, jy gaan 'n vleeslike uitkyk hê, jy gaan vleeslik begin funksioneer. En weet jy wat gebeur dan? Dan wil mense die duiwel blameer vir al hulle probleme. En dit gebeur. Maar hulle vergeet, maar dis jou emosie, dis jou karakter, dis jou gebrokenheid en is jou eie wil wat nou manifesteer en dan maak jy foute en dan is daar dinge wat gebeur in jou lewe vanweë jou eie wil en jou eie emosies en dan wil mense die duiwel blameer. O, die duiwel is alweer los in my huis. Nee, dit is nie. Jou emosies is los in jou eie huis. Jou eie wil is los in jou eie lewe. In steede daarvan om jou ondergeskik te stel aan die wil van Skepper lewende God en toe te laat dat die Gees jou begin beheer, dat jy geesbeheer sal wees en nie volgens die vlees sal begin wandel nie. Ouers, dis die oorlog wat ek en jy het. Ja, daar's oorlog daar buite en ja, dis Israel teen Iran en daar's konflik in Amerika, maar dit affekteer my nie direk soos wat die vlees my affekteer nie. Soos wat die oorlog wat ek het teen die vlees. Dit affekteer my direk. Jy sien, as ek in my emosies funksioneer en ek kyk na hierdie dinge, dan wil ek my naels skou en ek wil my hare uitruk en ek word met vrees gevul en almal praat en almal sê, o nee, kyk, nou moet ons die winkels gaan leegkoop en nou moet ons petrol ingooi en nou moet ons diesel gooi en nou moet ons reserves hê en mense hardloop met 1000 dinge vanweë vrees. En ouens, daar's niks daarmee verkeerd om voorberei te wees nie. Inteendeel, ons moet voorbereiding maak vir die laaste dae. Maar asseblief, moenie met vrees gevul word nie. Want die oomblik wanneer dit gebeur, dan verloor jy die fight teen die vlees. So ons het 'n konflik elke dag tussen die vlees en die gees. Dis ons konflik elke dag. En as jy nie hierdie konflik het nie, ja, dan het jy seker nou al baie volwasse geword, want ek het op 'n daaglikse basis het ek hierdie konflik teen die vlees, want die duiwel wek die vlees op om teen die gees te begin oorlog voer, en wat doen die mens? Ons vergryp ons aan die vlees. Dus ek sê Galasiërs 5 vers 16 tot 17, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Hier is 'n kragtige woord, die woordjie nooit. Die woordjie nooit. So hoe gaan ek funksioneer en wat moet ek doen om nooit in sonde te val nie? Wat moet ek doen? Wandel in die gees. Wandel in die gees. So hoe wandel ek in die gees? Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. So dit is belangrik dat ek en jy sal wandel in die gees, want dan gaan ons nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Hier sê die woord verder, hy sê, want die vlees begeer teen die gees. Het jy al gevoel, wanneer jy nou moet gaan bid, of laat ek dit so stel, wanneer jy die begeerte het om te gaan bid, en jy wil gaan tyd spandeer in Vader se teenwoordigheid, en jy wil die Bybel oopmaak, wat gebeur hier binne? Daar is 'n opstand. Daar's 'n opstand in jou vlees, want jou vlees wil dit nie doen. Jou vlees wil dit nie doen nie, want hoe meer jy tyd spandeer in sy woord, hoe meer jy tyd spandeer in sy teenwoordigheid, hoe meer die gees van die lewende God in jou lewe werksaam is en vaardig is, hoe minder van jouself en hoe minder van die vlees is in jou lewe. Dis hoekom jy kry die grootste oppositie wanneer jy wil opstaan. Jy wil 2 uur in die môre, 3 uur in die môre, 4 uur in die môre wil jy opstaan
en jy wil gaan tyd spandeer, dan kry jy die grootste opposisie in die vlees. Dan ewe skielik het jy hoofpyn, dan het jy ewe skielik pyne, en dan is jy ewe skielik moeg, daar oorval 'n moegheid oor jou, dan lei jou telefoon, en dis boodskap na boodskap. Hoekom? Want die vyand val jou aan op die vlees, om jou weg te hou van die geestelike aspekte, waar jy kan groei in die gees. Want die vlees begeer teen die gees. En ek kan jou nou waarborg, die natuurlike mens, met ander woorde jou vlees, jou vleis, jou vleeskas, wil nie in Vader se teenwoordigheid wees nie. Wil nie. Maar daarom moet jy deurdruk in die gees. En die oomblik wanneer jy jou gees versterk, en jou gees is gevoed, dan raak dit makliker om te oorwin oor die vlees. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat beteken dit? Ek wil tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Ek wil liefde tentoonstel. Ek wil mense met respek hanteer. Ek wil 'n glimlag op my gesig sit en met blydskap funksioneer. Maar nou kom die vlees, en die vlees onderdruk dit. En die vlees wil kom oorheers, en wat gebeur dan? As ek dikbek lang gesig, ek is ongelukkig, ek is kwaad vir hierdie ou wat voor my inry, en dan kom ek met 'n dikbek by die werk aan, en nou is alles verkeerd, en almal is verkeerd, en dan is my dag heeltemal onvergegooi. So met ander woorde, die vlees staan teen die gees, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie, want wat wil jy doen? Jy wil die lewende God behaag in alles wat jy doen. Dis wat jy wil doen, is dit nie so nie? Ek wil hom nie teleurstel nie. Ek wil hom dien in gees en in waarheid. Halleluja. Ek wil hom lief hê met alles wat in my is. En ek wil 100% lewe volgens sy woord en volgens sy wil. Kry ons dit altyd reg? Nee. Hoekom nie? Want ons het 'n oorlog tussen die vlees en die gees. Maar wanneer ons in die laaste dae is, hierdie is belangrik. Wanneer ons nou in die laaste dae is, en al hierdie dinge is besig om te gebeur, dan moet ek en jy begin om oorwinning te behaal oor die vlees. Want as ons nie ons self verloon, soos wat Yeshua sê, ons filterpaal opneem, en hom volg op 'n daaglikse basis nie, het ek en jy moeilikheid. Is dit moeilikheid? Want waar kom ons krag vandaan? Ons krag kom vandaan van die gees wat in ons woon. Ons krag kom vandaan van Yeshua. Hy is ons verlosser en saligmaker. Hy is ons middelaar, hy tree vir ons in op 'n daaglikse basis. Hy is ons advokaat. En wanneer ons bid, sal hy altyd antwoord. En hy sal vir ons intree. So kan ek jou hierdie vraag vra, wat is huidiglik die sterkste in jou lewe? Wat is huidiglik die sterkste in jou lewe? Jou vlees of jou gees? Dink so 'n bietjie daaroor. Wat is huidiglik die sterkste in jou lewe? Is dit jou gees of is dit jou vlees? Daarom sê die woord tog, ja, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En wanneer jy jouself voed vanuit die vlees, dan sal jy vleeslik wees. Wanneer jy jou voed vanuit die woord en sy gees, sal jy geestelik begin wandel. Dis 'n uitgemaakte saak. Mense, dis wat die woord sê. Daar is 'n Bybelse prinsip, wat jy saai, sal jy maai. As jy in die gees saai, gaan jy in die gees maai. As jy in die vlees saai, gaan jy in die vlees maai. Dis 'n Bybelse prinsip. Hier sê hy dit, Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie dwaal nie. Elohim laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees die verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Halleluja! Mense, dit is so amazing wat die woord ons kom leer. Maar jy sien, as ek nie in die gees wandel nie, en ek verstaan nie die dinge van die gees nie, en ek het nie sy gees inwonend in my nie, dan het ek 'n probleem.
Sê die woord dan nie in die boek van Romeine. Hy sê dat die wat die gees van Jahweh het en gelei word deur die gees van die lewende God, die is waarlik kinders van Elohim. Nou sê die woord op 'n ander gedeelte, hy sê die wat die gees van Yeshua die Messia nie het nie, behoort nie aan hom nie. Ja, dis 'n harde skrif. Die wat die gees van Yeshua die Messias nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So daarom moet ek seker maak, ek wandel in sy gees. Ek het sy gees inwonend in my. Kom ek lees gou vir jou uit die woord uit, in die boek van Romeine, hoofstuk 8. Daar's 'n paar gedeeltes wat ek vir jou wil lees. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 5 tot 13. Luister wat sê die woord. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Sjoe, mense, waar is ons gedagtes? Waar is ons gedagtes? Is ons gedagtes besig met die dinge van die gees, of is ons gedagtes besig met die vlees? Ek het eendag 'n prediker hoor sê, is 'n evangelis, en hy het hierdie visioen gehad, en Vader openbaar aan hom, en hy sê die een dag, hy sê, weet jy wat, jou gedagtes is harder hoorbaar in die hemel, as wat jou woorde is. En toe ek dit hoor, toe besef ek, wow, ons gedagtes is baie keer op verkeerde dinge, en ons dink maar, ons is besig om Vader te behaag. Ek lees weer vir jou, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie, want dit kan ook nie. So alles wat ek doen in die vlees, kan hom nie behaag nie. Alles wat ek doen in die vlees, onderwerp hom nie aan die wet van Jahweh nie. En die wat in die vlees is, kan Elohim nie behaag nie. Vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van Elohim in julle woon. Jo, mense, hier is belangrik. Naamlik wanneer die gees van Elohim in julle woon. Want as iemand die gees van Messia nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Dis vers 9. Maar as iemand die gees van Messia nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ja, hier is 'n harde skrif, ouens. Ek wil jou vra, het jy sy gees inwonend in jou? As sy gees nie inwonend in jou is nie, kan ek vir jou sê, hoe jy gaan funksioneer? Jy gaan religious voorkom. Jy gaan religious voorkom, hard, rigied, koud, ongevoelig, liefdeloos en sonder waarheid. En met 'n gees van die antichrist. Dis hoe jy gaan funksioneer as jy die gees van die Messia nie in jou het nie. Hy sê, die behoort nie aan hom nie. Jy kan nou maar die gebooie onderhou, jy kan nou maar maak en doen wat jy wil, jy kan maar probeer om op die letter toe alles toe te pas, maar as jy die gees van Messia Yeshua nie het nie, sê die woord, jy behoort nie aan hom nie. Vers 10. Maar as Messia in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë geregtigheid. En as die gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Messia uit die dood opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Halleluja. Dan sal julle lewe. Kan jy sien hoe belangrik is dit om in die gees te wandel? Kan jy sien hoe belangrik is die Heilige Gees in jou lewe wat werksaam moet wees? Kan jy sien hoe belangrik is dit om Yeshua inwonend in jou te hê?
So wat is die vlees? Die vlees verteenwoordig nou natuurlik sonde. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. So alles wat ek in die vlees doen, en al die sonde wat ek in die vlees doen, is nou natuurlik wetteloosheid. Wat is die gees? Gees verteenwoordig geregtigheid, en dit bring my in 'n wandel van heiligmaking, waar ek moet strewe om heilig te lewe. So ons oorlog is eintlik teen wetteloosheid en teen geregtigheid. Teen wetteloosheid en geregtigheid. So ek en jy moet die keuse maak. Wanneer ek is wetteloos of ek wandel in geregtigheid. En jy sien, sonde werk nou natuurlik in 3 areas. Sonde werk in 3 areas. Nou sonde werk in hierdie 3 areas. Nommer 1 in jou gedagtes. Ons het nou gelees in die boek van Romeine dat ons gedagtes kan nie op die verkeerde plek wees nie, want dit wat ons in die vlees bedink, kan Elohim nie behaag nie. So ons gedagtes, dis die een area waarin ons sondig. Dan die tweede area waarin ons sondig is ons woorde. Dan die derde area waarin ons sondig is ons werke en ons dade. Dit is die 3 areas waar sonde deur funksioneer. Jou gedagtes, jou woorde en jou werke. Want eers dink jy iets negatief teenoor iemand, dan sê jy iets negatiefs teenoor iemand, en dan doen jy 'n verskriklike daad teenoor iemand. So gedagtes, woorde en werke. Dis hoe sonde funksioneer. Nou natuurlik, dis die vlees. So dis hoekom die woord sê, moenie in die vlees wandel nie, maar wandel in die gees. So, wat is die gawes van die Heilige Gees? Dis die gawes van die Heilige Gees. Daar is natuurlik 9 gawes van die Heilige Gees. En daai 9 gawes kan in elke een van ons funksioneer. Jy kan al 9 hê, of jy kan dalk 1 hê, of jy kan dalk 3 hê, of 6 hê, maar ek en jy moet strewe daarna om die gawes van Heilige Gees in ons lewe te hê, en om dit te aktiveer. Ons moet strewe daarna. Maar die gawes van Heilige Gees funksioneer ook deur 3 kanale. So ons sondig uit 3 kanale, deur 3 kanale. So die Heilige Gees funksioneer ook deur 3 kanale. Wat is kanale is dit? Jou gedagtes, jou woorde en jou werke, jou aksies. So daar is 9 Heilige Gees gawes. Dit kan opgedeel word in 3 groepe van 3. So daar is 3 gedagtegawes. Daar is 3 gedagtegawes. Wat is daai gedagtegawes? Dis die onderskeiding van geeste. Dit is die woord van wysheid en die woord van kennis. Dis gedagtegawes. Dan kry jy natuurlik jou woordgawes of jou spraakgawes. Dit is profesie, dis die spreek in tale en die uitleg in tale. En dan is dit nou natuurlik is daar 3 aksiegawes of werkegawes. Dis die gawe van geloof, gawe van gesondmaking en die gawe van kragte. So dis die 3 aksiegawes of die werkegawes. So deur dieselfde kanale waardeur jy sondig, waardeur die duiwel jou aanval om jou vuil te maak deur jou gedagtes, jou woorde en jou werke, is dieselfde kanale wat Vader wil gebruik sodat sy gees deur jou kan manifesteer. So kan jy sien hoekom die vyand se fokus op die vlees is. So wat moet ek doen? Wat moet ek doen dat ek nie besoedel word in my kanale van gedagtes, my woorde en my werke nie? Wat moet ek doen? 1 Korintiërs 9 vers 27. Maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir 'n ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. Wat moet ek doen? Hierdie is belangrik. Ontwikkel 'n liefde vir sy woord en sy gees, sy teenwoordigheid. En maak jouself diensbaar. So ek moet hierdie liggaam ondergeskik stel aan die gees. Ek kastei my liggaam. So wanneer ek nie wil nie, dan forceer ek my om wel dit te doen, sodat ek onder die geklank van sy woord kan sit, in sy teenwoordigheid, dat ek sy woord kan oopmaak, my kan voed met sy woord, al wil my vlees dit nie doen nie, forceer ek my vlees om gehoorsaam te wees aan die gees en aan sy teenwoordigheid. Ek forceer myself. Dis wat Paulus hier skryf, hy sê, maar ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar. Weet jy wat? My liggaam het nie 'n keuse nie. My liggaam het nie 'n keuse nie.
Want jy sien, die gees van die lewende God is in beheer in my lewe. So, weet jy wat? Liggaam, sorry. Vlees, sorry. Jy gaan nou gehoorsaam wees. En ek gaan nou die lewende God dien in gees en in waarheid. Ek gaan sy woord oopmaak. Ek gaan in worship wees om hom te aanbid, om hom te vereer en te verheerlik. En ek gaan my stem gebruik om te bid in sy teenwoordigheid. En ek gaan myself tot sy beskikking stel, sodat al die gawes deur my kan funksioneer, deur 'n skoon en heilige kanaal. Ek wat sê die woord in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 15 tot 17. As jy moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, jy sien, dis alles aspekte van die vlees. Maar ongelukkig, dit wat ek sien, het 'n invloed in my lewe, want my oë is die vensters vir die siel. Dit waarna ek kyk, beïnvloed my gedagtes, dit beïnvloed my wese, dit vorm my, dit skep my, dit mold my, so dit waarna ek kyk, dit beïnvloed my. So die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, met ander woorde, daardie begeertes, dit wat ek sien wat in die wêreld is, en hierdie ou bereik dit, en daai ou bereik dit, en hierdie ou ry met daai, en hy bly in 'n 20 miljoen rand se mansion, dan wil die mens dit begeer. Weet jy wat, al wat ek begeer, is om in sy teenwoordigheid te wees. Halleluja! Al wat ek begeer, is om meer van hom te hê. Dis wat ek begeer, dis my uitroepe op 'n daaglikse basis, minder van myself, en meer van Yeshua in my lewe. So nou sê die woord, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van Elohim doen, bly vir ewig. Halleluja! Hy wat die wil van Elohim doen. Wat is sy wil? Om te wandel in geregtigheid. Wat is sy wil? Om in heiligmaking te funksioneer. Dis tog wat sy woord sê, dit is die wil van Elohim, julle heilig maak. So mense, die doel is dat ek en jy sal ontwikkel in ons 'n karakter van die lewende God, dat ons sal groei in die gees, dat ek en jy beheer sal neem oor die vlees, en dat ons sal doodmaak alle aspekte van die vlees wat in direkte konflik staan met Vader se woord en die werking van sy gees, volgens Romeine 8 vers 13. Ek het dit vir jou gelees. So die doel is om te verander, om te transformeer, om vernuwe te word in ons verstand, in ons gedagtepatroon, volgens Romeine 12 vers 2. Dis tog wat die woord sê. Sy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander in die gees van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevalle en die volmaakte wil van Elohim is. So mense, ek en jy moet verander. Daar moet 'n transformasie plaasvind in ons lewe. Ek kan nie meer langer sukkel met die vlees nie. Ek kan nie meer langer op hierdie vlees fokus nie. Ek moet begin groei. Ek kan nie nou vir 10 jaar, vir 15 jaar met dieselfde goed sukkel nie. Ek moet begin groei en dan moet 'n verandering plaasvind in my lewe. Want wanneer die crunch time kom en die verdrukking is hier en die moeilike tye is hier op aarde, kan ek nie nou nog eers sukkel met my vlees nie. Dan moet ek in oorwinning wees. Want dan het ek ander aspekte waarop ek moet fokus. So ek moet nou al die oorlog wen teen die vlees. Moet ek nou al wen. So my doel is om soos Daniël 'n voortreffelike gees te hê. Ek wonder of wat is jou begeerte? Wil jy nie ook soos Daniël 'n voortreffelike gees hê nie? An excellent spirit. Ek wat sê die woord, Daniël 6 vers 6. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vind vir 'n aanklag nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens.
Nou sê Daniël 6 vers 4 die B-gedeelte, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Nou dis my begeerte. Dis my begeerte, 'n voortreffelike gees, en ek hoop dat dit ook jou begeerte is vandag. Ek hoop werklik waar dat dit ook jou begeerte is. En as dit jou begeerte is, as dit vandag jou begeerte is, om te sê, maar ek is klaar met die vlees. Ek wil nou oorwinning behaal oor die vlees, weet jy wat, dis jou keuse. Dis jou keuse, jy moet opstaan en jy moet die autoriteit en die gesag en die heerskappy van die lewende God toepas in jou lewe. Hy kom gee dit vir jou. Ek meen, Yeshua sê dit vir ons in die boek van Lukas, hoofstuk 10 vers 19, hy sê, ek gee julle die mag. Wie gee julle die mag? Yeshua gee julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die werk van die vyand, die mag van die vyand, en niks sal julle skade doen nie. Man, ek glo dit. Ek glo dit, maar hoe moet ek dan funksioneer? Ek moet dan wandel in die vlees, in die gees. Ek kan nie in die vlees wees en verwag dat ek moet heerskappy en oorwinning behaal oor die aanval van die vyand nie, want hy gaan vir my lag. So ek moet gevoed wees in die gees. So wat is jou begeerte vandag? Is jou begeerte om klaar te kry met die vlees? Is jou begeerte vandag om 'n voortreffelike gees te hê? Is dit jou begeerte vandag om Vader te dien in gees en in waarheid en dat jou gees sterker sal word? En dat jy sal groei en volwassenheid bereik. Is dit jou begeerte vandag? As dit jou begeerte is, wil ek saam met jou bid. Halleluja. Dis ook my begeerte vandag, maar ek wil saam met jou bid. En dat Abba Vader jou sal help en sal bystaan, en dat hy jou sal toerus vandag met alles wat jy nodig het. Net daar waar jy is, kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. Vader, dankie dat ons u woord vandag kan verklaar, dat u woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. En u woord maak skeiding tussen gewrigte en murg, tussen gees en siel. En Vader, ek dank u dat ons weet dat U is in beheer in ons lewe, maar baie keer, Vader, dan kom ons vlees en ons vlees kom neem oor. Vader, ons wil kom repent vandag en ons wil sê, Vader, ek is jammer. Ons is jammer dat ons so maklik in die vlees begin wandel. Want as hierdie ene dit sê, Vader, dan is ek aanvallend en ek komment en ek sê my sê en ek wil die laaste sê hê, Vader, want ek wil hê dat mense moet weet wie ek is. Maar Vader, help my dat ek sal ophou om in my vlees te funksioneer en in emosie. Vader, help ons met ons emosionele toestand. Help ons, Vader, om oorwinning te behaal oor die vlees, oor die wêreld, oor die dood en oor die hel. En U het dit alreeds vir ons kom gee. Vader, as ons net Yeshua kan aanneem as ons verlosser en saligmaker en kan wandel in die weë van Skepper lewende God en aangedoen kan word met die krag van Messia, dan weet ons het die oorwinning. Vader, U sê in U woord, ons moet ons beklee met Meester Yeshua. Ons moet ons beklee met die nuwe mens. Help ons, Vader, gee vir ons die vermoë en gee vir ons die toerusting, Vader, om daarin te kan wandel. Om in heiligmaking te wandel, Vader. Ons wil werklik waar ontslae raak van elke verkeerde gedagte, elke verkeerde woord en elke verkeerde aksie, maar dat ons 'n skoon en oop kanaal sal wees vir die gawes van Heilige Gees om deur ons te vloei en te funksioneer. Vader, help ons, Vader, met alles wat ons nodig het. Ek het hierdie begeerte, Vader, en ek weet, hier's mense wat vandag ingeskakel is, wat ook die begeerte het, Vader, dat daar 'n voortreffelike gees in ons lewe sal wees. Maak ons soos 'n Daniël. Vader, maak ons opreg in ons hart. Vader, dat ons absoluut 'n verskil sal maak in hierdie wêreld, want wanneer die wêreld na ons kyk, dat hulle die voorbeeld van Yeshua in ons sal sien. Vader, want ons met Yeshua reflekteer oralste waar ons gaan. Ek dank U, Vader, dat die Gees nou inwonend in ons is en werksaam sal wees om die transformasie te bewerkstellig in ons lewe. Vader, ek dank U dat ek nou vir elke persoon kan bid. Ek bid vir U krag, ek bid vir U salwing, ek bid vir U deursettingsvermoë. Vader, ek bid vir U oorwinning in elkeen van ons se lewens. Vader, dat ons die oorwinning sal smaak oor die vlees en dat ons sal begin wandel in die Gees om U naam te vereer en te verheerlik.
Vader, dis ons gebed en ons uitroepe vandag in die wonderbare naam, die hoog verhewe naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, halleluja. Baie, baie dankie, dit was 'n voorreg gewees om hierdie woord met jou te kom deel. En my begeerte is om van nou af te wandel in die gees en geen begeerlikheid van die vlees in my lewe sal volbring nie. En ek hoop dis ook jou begeerte. Nou ja, mag jy sukses behaal, mag jy die vrede van Elohim in jou lewe hê en mag jy die krag van Heilige Gees werksaam hê in jou lewe sodat jy absolute oorwinning sal behaal. Dit is 'n voorreg om met jou te gesels. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Van my kant af, Rian Abri, wees geseënd en Shabbat Shalom.